Goeiedag, ons is by sessie 73 en ons is by Sondag 47. Ons is by die Onse Vader gebed en die vraag is, wat is die eerste bede? Laat die naam geheilig word. Dit is, gee allereers dat ons U reg ken en dat ons U heilig, roem en prys in al die werke waarin U almag, wysheid, goedheid, geregtigheid, barmhartigheid en waarheid so skitter. Gee verder dat ons hele lewe, gedagtes, woorde en werke daarop sal rig dat U naam nie om ons ontwil laster nie, maar geëer en geprys word. So laat U naam geheilig word. Laat U naam geheilig word. Dis die eerste ding wat ons bid. Nou onthou ons weer, hoekom bid, waar kom hierdie gedeelte ter sprake? By my troos en by my dankbaarheid. So kom ons begin by my troos. Maar voor ek praat oor my troos, om te kan praat oor hoe dit my troos, wil ek praat oor die woordjie heilig. Heilig beteken nie sonder sonde nie. Ek en jy sal albei onthou, alhoewel ons was ook maar stout toe ons kinders was. Maar ons het toch die liewe Heer gedien en geken, en dan het mens van die ander kinders vir ons baie keer gesê, maar jy jouself heilig hou nie, jy weet. Dus heilig beteken om sonder sonde te wees, dink hulle. Heilig beteken om op sy gesit te wees, om anders te wees. Heilig beteken, daarom kan as jy die gedeeltes in die Ou Testament lees oor die tempel en die tempelgereedskap, dan daai tempelgereedskap het God gesê is heilig. Gids, die tempelgereedskap kan ons nou nie sonde doen nie, so dit beteken nie sondeloosheid nie. Dit beteken net, hulle is met een doel daar, en dit is om in God se diens gebruik te word. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk. Ek glo aan 'n heilige kerk, en dit beteken nie dat hierdie kerk Nie foute het. nie foute het nie, liewe land. Ek meen enige een, ek dink die mense, daar's baie mense wat krities oor die kerk is, maar as jy 'n klomp dominees by mekaar kry wat oor die kerk dink, dan sien jy nou eers ontsteltenis oor die kerk. So die heiligheid van die kerk is nie sondeloosheid nie. Die heiligheid van die kerk is dat die liewe Heer in sy oneindige genade die kerk vir homself toegeëien het, en dat die kerk net vir hom, dat die kerk vir hom daar is, op sy gesit is. Natuurlik moet die kerk diens lewer in die wêreld, dit is so, maar die kerk se diens in die wêreld is diens vir die Here. Dis wat die heiligheid beteken, dit is so, laat U naam geheilig word. Dit beteken dat ons so moet lewe, dat God se naam vir ons kosbaar is, dat God se naam op sy gesit is, net vir gebruik, wanneer ons met God praat. En dit is die belangrike ding, maar dis ook ons troos. Kyk, in die Amerikaanse slangwêreld, so praat die mense, as jy nou die boeke daar oorlees, en soms, what is his handle? Nee? Handle is 'n naam. Hoe weet Marius ek roep hom? Ek skree Marius, daar van die ander kant af. Dan draai hy om, so dis soos 'n handvatseltjie wat ek aan jou het om jou te laat omdraai, nee? So, wat is sy handle? En die wonder is dat God sy naam vir ons kom gee het. En dit word 'n soort handvatseltjie, maar nie 'n handvatseltjie waarmee ons hom kan manipuleer nie, maar waarmee ons sy aandag kan trek. Waarmee ons in 'n persoonlike gesprek met hom kan gaan. Dit is die wonderbare ding, dat ons met die almagtige skepper van hemel en aarde in gesprek kan gaan. Maar juist die feit dat ek van sy almagtigheid bewus is wanneer ek bid, maak dat ek die troos het van hy kan.
en dat ek sy naam het, maak dat hy my genooi het om met hom te praat. Ja. Want hy het sy naam vir my gegee. So ek kan hom aanspreek, ek kan met hom praat, ek kan hom aanroep, ek kan roep en sê, ag Here, hoor tog asseblief, hier is ek, Here, kom na my toe, help my. So daar is en dit maak hierdie naam van God so kosbaar. En daarom is die heel eerste bede wat ons het is, Here, moet tog nooit hierdie voorreg wat ons het om u op u naam aan te roep, van ons af wegneem nie. Here, laat u naam vir ons altyd die kosbaarste iets wees wat ons het. En dit as ek hoor hoe mense se Here se naam so misbruik, ons het mos nou al daaroor gepraat, toe ons oor die wet gepraat het, oor die 10 gebooie gepraat het, maar as ek dit hoor, dan dink ek net, hoe arm maak hulle self nie, want hulle besef nie, wat die kosbaarste iets op aarde is dat ons sy naam ken, en dat ons sy naam kan aanroep, en hierdie naam moet op sy gesit word, dis wat heilig beteken, moet op sy gesit word, vir hom, en dit maak alle gebed moontlik, so dis die beste inleiding tot die gebed, is om ons te herinner dat hierdie gebed is moontlik, omdat ons die heilige naam ken. Ja, maar as jy sê, as ons bid vir God, laat u naam, soos 'n versoek aan hom. Ja. Okay. So die versoek is, Here, help ons, dat ons u anders sien, as wat ons sien. Laat die naam gehou, as die Here nou dit moet doen, dan moet hy ons 'n bietjie bang, miskien moet hy ons 'n bietjie, ons bid nie vir die andersheid. Ons vra vir God, openbaar u self as die gans ander. Ja. So dit is nou nogal 'n groot ding wat ons van die Here vra. Want hy kan dit kom doen op maniere wat ons dit nie raak sien. Ja, en hy doen dit baie keer op maniere wat ons nie van hou nie. Ja, maar dis my punt. So, as ek sê, laat die naam geheilig word, dan sê ek vir my, Here, ek maak hier los van my, nou maak ek eers hier los van my nabyheid. Ek erken u grootheid en almag en teenwoordigheid, maar dis 'n proses ook. Dis ook hoe ons na God toe nader. Ons kan enigiets vra, ons kan persoonlik wees, maar ons miskien praat oor die ding tussen persoonlik wees en innig wees en heilig, jy weet, hierdie God se heiligheid, want kyk, daar's 'n teoloog wat geskryf het oor Dominee se uitbranding, dis 'n Nederlandse teoloog, en dominees brand dikwels uit, omdat hulle self die nood van mense te ernstig aantrek, en hulle dra die goed met hulle saam die hele tyd. En hy het net daarby gesê, hy sê, onthou net, daar is iets soos 'n maksimale betrokkenheid, en 'n maksimale onbetrokkenheid. Hy sê, daar is jy moet om dominee te kan wees, moet jy, wanneer jy by die persoon is, maksimaal betrokke wees. Met ander woorde, geheel en al by die persoon wees. Maar as jy daar weggaan, moet jy nie, jy moenie sy pyn die heel dag in jou omdra nie. En ek dink daar is in ons gebede, daar is ook in hierdie gebede iets daarvan, dat ons maksimaal van God se innige teenwoordigheid betrokke moet wees. Maar dat God ons moet help om ook maksimaal bewus te wees van sy oneindige grootheid. En daardie en dit is tot ons heil, daai maksimale bewustheid van sy grootheid, dat ek die heeltyd voor sy aangesig bewus is van sy oneindigheid en van die wonder daarvan. Ja, maar as jy nou dink, as ons met 'n gebed met daai gesindheid ingaan,
dit verander baie oor die inhoud van ons gebed, né? Dit verander. Want dit bring jou op 'n plek. Weer eens wat jy sê is nou baie belangrik, want wat ons wel doen, ons tel die ander kant op. Ons kan nie oorgee. Jy is maksimaal en dan kan jy nie oorgee en sê kom ons gee nou ruimte vir God om God te wees nie. En dan so jy bemoei jou eintlik met wat God nou moet doen en nie moet doen nie en hoekom hy dit kan doen en nie kan doen nie. Maar ons gee nie God ruimte nie. So hierdie gedeelte help ons om vir God ruimte te kan gee, om God te kan wees, om anders te kan wees. As wat ons nou net gebid het. Ja. Kyk, ek dink is Noordmans wat iewers geskryf het dat ons eintlik bedelaars is. Ons is kinders, maar ons gaan na God toe soos bedelaars. As mense wat totaal afhanklik is van hom. Ek dink ek het al gesê, maar soos wat ek nou ouer word, is daar een teks wat elke dag 'n paar keer in my gedagtes kom. En dit is daardie woord van die Here Jesus, daar waar hy in Johannes 15, waar hy oor julle is die wingerd en ek is die landbou, my Vader is die landbouer, en ek is die wingerdstok en julle is die loot, daai gedeelte. Dan sê die Here Jesus vir sy disippels, hy sê, julle sonder my kan julle niks doen nie. En hoe ouer ek word, hoe bewuster word ek daarvan. En eintlik gaan ek al hoe meer deesdae, alles wat ek aanpak is in gesprek met die groote en almagtige God. Wat tog wel 'n gesprek is soos wat ek en jy kan voer, maar nie 'n gesprek soos wat ek en jy kan voer nie. Daar's altyd hierdie tweeheid van die maksimale nabyheid van God, maar ook die gans andersheid. Die gans Maar dit is 'n anders. fantastiese troos, maar nou kan ons nie daai troos vat nie. Want hy moet tog wees soos wat ons wil hê hy moet wees. Ons kan vashou aan ons Vader. Ja. Maar ons kan nie vashou dat die ons ook ander se Vader is nie. Dat die ons ook ander se Vader is. Ja, die Vader is groter as net die kinders wie ons dink. So dit is vir ons, dit is 'n baie moeilike ding om God ruimte te kan gee om ook nie te antwoord nie. Ja, dis waarskynlik van die moeilikste goed op aarde. En daar's net een slag wat hy iemand verlaat het. En dis aan die kruis vir die Here Jesus. En dit was maar nie baie lank nie. En hy het dit gedoen. Sodat ons nooit weer verlate hoef te wees nie. So as ek dink aan Jesus se, my God, waarom het U my verlaat? Dan weet ek, hy het hom verlaat sodat ek nooit hoef te sê, my God, waarom het U my verlaat nie, want hy verlaat my nie. Ja. Maar hy sê baie keer vir my, nee. Kijk, iemand het gesê gebed, en dit help my nog altyd baie. Gebed is soos die robot, nee? Daar's die antwoord op gebed. Daar's 'n groen wat sê ry, jy gaan ons. Daar's 'n geel wat sê wag 'n bietjie. En baie keer is die geel lig van wag 'n bietjie vir ons daar. Nie nou nie. Ja. Ek sal maar wag 'n bietjie. En daar's daar die rooi wat sê nee, glad nie. Ja. Nee. En ons sien net groen ligte as ons bid. Ons wil net groen ligte hê. Okay, kom ons kyk na die besprekingsvraag. Die eerste bede impliseer dat ons God se eer bo ons eie behoeftes stel. Sou jy sê nou jy is in 'n persoonlike krisis en God help nie, want dit sal sy naam onteer. Sal dit vir jou reg wees? En dan vir volgende keer, ons ken die woorde die koninkryk van God, maar kan jy vir iemand verduidelik wat presies dit is?